Nou dit is heerlik om so besig te wees met die dinge van die Here, né? Goed dat julle ook tyd afgeneem het om hierdie tyd saam te wees. Die Here Jesus het ook gesê, salig is hulle wat ek so besig sal vind wanneer ek kom. Ons gaan uit twee gedeeltes lees, Psalm 78 en dan ook 'n paar verse uit Romeine 8. En ons praat dan vanavond oor hoe bou ek 'n gesonde of 'n stabiele gesinslewe. Hoe bou jy aan 'n stabiel gesin? En dit is 'n geweldige onderwerp. Mens kan natuurlik nie alles sê daaroor en ek weet ook nie alles daaroor nie, maar ek gaan ek dink die 3 meer basiese dinge daaroor bespreek vanaand, in afhanklikheid, vertroue op die Heilige Gees, dat hy help en lei, maar ons bid net weer 'n woord saam. Here, dit is so 'n wonderlike en heerlike voorreg, maar ook 'n verantwoordelikheid om 'n gesin te mag hê en ook kinders te mag ontvang van die Here en hulle op te voed in die vrees van die Here. Wat 'n voorreg om instrumente te mag wees in u hand, in die vorming van ons kinders en kleinkinders se persoonlikhede. En wat 'n geweldige taak en verantwoordelikheid. En wanneer ons daarvoor bang word, dat ons dink dit is te veel gevra van ons as onvolmaakte mense, dank ons u vir die Heilige Gees wat gekom het as die helper, om ons ook daarin te help. En vir u woord, wat vir ons die lig, die lamp vir ons voet en die lig vir ons pad is. Dankie vir u woord, Here, en dat ons ook ons kinders kan opvoed met die woord van die Here. Amen. In Psalm 78 lees ons vanaf vers 2, ek wil my mond open met 'n spreek, raaisels uit die voortyd laat stroom, wat ons gehoor het, vers 3, en weet, en aan ons vaders ons vertel het, sal ons nie verberg vir ons kinders nie, maar aan die volgende geslag vertel, die roemryke dade van die Here, en sy mag en sy wonders wat hy gedoen het, vers 6, sodat die volgende geslag dit kan weet, die kinders wat gebore word, dat hulle kan opstaan en vertel aan hulle kinders, en vers 7, hulle vertroue op God stel, en die dade van God nie vergeet nie, maar sy gebooie kan bewaar. En dan Romeine 8, vanaf vers 14. Kom ons lees maar vanaf vers 12. Daarom dan, broeders, is ons skuldenaars nie aan die vlees om na die vlees te lewe nie, want as julle na die vlees lewe, sal julle sterwe. Maar as julle deur die Gees die werke van die liggaam doodmaak, sal julle lewe. Want almal wat deur die Gees van God gelei word, die is kinders van God. Want julle het nie ontvang 'n gees van slawerny om weer te vrees nie, maar julle het ontvang die gees van aanneming tot kinders, deur wie ons roep, Abba, Vader. Die Gees self getuig saam met ons gees dat ons kinders van God is. En as ons kinders is, dan ook erfgename van God en mede-erfgename van Christus. As ons naamlik saam met hom ly, sodat ons ook saam met hom verheerlik sal word. Hoe bou 'n mens, of hoe bou ons 'n gesonde of 'n stabiele gesin? Die eerste ding wat ek vanaand inleidend wil sê is dat iemand het by ons eendag gesê,
En dit het nou heel bekend geword in Suid-Afrika, en ons praat oor die gesinslewe, familielewe. Hierdie persoon het gesê, die grootste geskenk wat ons aan ons kinders kan gee, is 'n gelukkige huweliksverhouding tussen man en vrou. En dis daarom baie waar, né? Die grootste geskenk wat ouers aan hulle kinders kan gee, is 'n gelukkige verhouding tussen vader en moeder. En daarom is dit so belangrik dat ons natuurlik besef, ons kan dit nie sonder die hulp en die krag en afhanklikheid van die Here doen nie. Want Paulus het gesê in Galasiërs 5 vers 16, wandel deur die Gees, dan sal julle nie die begeertes van die vlees volbring nie. Daarom is dit so belangrik dat ouers leer om deur die Gees te wandel. As 'n mens besef hoe 'n groot verantwoordelikheid is dit om kinders op te voed en te vorm, geestelik, sielkundig, ook liggaamlik groot te maak, dan word sommige mense heel bang, en het ek al gehoor, dat mense sê, ek wil liever nie kinders hê nie. Dit is te 'n groot verantwoordelikheid. Maar ek dink dan raak 'n mens ook weer uit balans, want dit is net so 'n groot voorreg, as wat dit 'n verantwoordelikheid is. Ek en my vrou geniet, genouten ons kinders, heel erg, nou van dat hulle groot is. So heerlik om saam te kuier, saam te praat met mekaar. Wat 'n voorreg. Daarom moet ons hard werk aan ons huweliksverhouding tussen man en vrou. Is dit ook belangrik natuurlik dat ons nooit voor ons kinders stry en baklei, rusie maak. Ons het 'n ou prediker, 'n man van God, Dr. Willie Marais. Hy is nou al oud, maar hy het altyd gesê, moet nooit voor die kinders veg of stry nie. Gaan hou bedparlement. Gaan na die kamer, sluit die deur. Gaan sit daar op julle bed en praat alles eenkant uit. Dit is heel ongesond vir kinders wanneer ouers voor die kinders stry en baklei. Nou, ek dink daar's 3 belangrike dinge in kinderopvoeding. En dit is eerstens 'n gesonde geloofslewe in die gesin, en die ouers moet dit dan voorlewe as 'n voorbeeld. Ons het vanoggend gehoor dat jy kan nie net kinders opvoed deur vir hulle intellektueel te leer of kennis te gee nie, maar deur ons voorbeeld, en dit is so ontsaglik belangrik. Ons het dit deur die jare gesien. Nou dat ons kinders al volwasse is, en jy kyk terug, sien 'n mens hoe belangrik dit is, dat ons kinders eintlik meer leer en opvoed deur ons voorbeeld. En dit behels 'n gesonde geloofslewe van die vader en die moeder. Ons sê sommer kort die pa en die ma. En tweedens gesonde psigologiese ontwikkelde ouers, gesonde psigologiese persoonlikhede van die ouers. Dus die ouers moet ook sielkundig, noem ons dit nou, psigologies gesond wees. En dan derdens, niks kan dit vervang nie. Jy kan met niks anders daarvoor opmaak as jy dit verloor het nie. Voortdurende, direkte, persoonlike aandag. Attention, is aandag reg by julle? Jou belangstelling in jou kind, jou betrokkenheid by jou kind. Kom ons praat oor die eerste. Paulus sê vir die jong Timoteus in 1 Timoteus 4 vers 16, let op jouself en op die leer. En daardeur sal jy jouself red en die wat na jou luister. En dit geld ook vir ons as ouers.
Dis ontsaglik belangrik dat ons 'n gesonde Bybelse leer ken, waaroor ons al veel gepraat het. Gesonde, gebalanseerde Bybelse teologie of dogma, wat veral handel oor die afgehandelde werk van Christus aan die kruis, die evangelie, die blye nuus, die goeie nuus, wat handel oor lewe vanuit die geloof in die afgehandelde werk van Christus, vergifnis van sonde, wat beskikbaar is, uit genade, en as jy vergewe is, as jy 'n kind van God geword het, om dan in daardie vryheid te lewe. Ons kinders moet die vreugde van ons verlossing sien. Ek het in die tyd gehoor dat hier ook soms, of moet ek sê dikwels, geleer word dat, en ons kan nou nie vanaand in detail daarop ingaan nie, maar dat heiligmaking, sê hulle, is eintlik herhaaldelike regverdigmaking. Met ander woorde, jy kom tot geloof in die Here Jesus, jy sien jouself as 'n sondaar en heel sleg, en jy vertrou op wat Jesus aan die kruis gedoen het, en jy kry vrede. Maar daarna moet jy nou weer jou sondigheid en sonde sien, en weer jou vrede verloor, en weer in elende beland, en weer na die kruis kyk, en dan weer regverdigmaking vind deur die geloof, en dan weer gelukkig wees in vrede. Jy moet dit ook nie te veel wys nie. Sê ek dit reg? Jy moet dit nie te veel openbaar, dat jy nou daarom regtig bly is oor die vrede wat God jou gee nie, soos Romeine 5 vers 1 sê, en 'n tyd daarna moet jy weer elendig voel, en weer verlore, en weer. Ek was heeltemal verbaas om dit te hoor. Want ons gereformeerde kerke en ook die charismatiese kerke, en ook die Pinksterkerke in Suid-Afrika leer dit glad nie. Dis 'n vreemde leer. Die woord van God, as jy hom gaan bestudeer ook dan in die grondtaal, wat tog so belangrik is in sy tydsvorme, wys herhaaldelik altyd daarop dat regverdigmaking vind eenmalig afgehandeld plaas. En jy is volledig gereinig, gewas deur die bloed, volmaak in Christus. En dit is 'n vreugdevolle boodskap, dit is 'n blye tyding. Ek lees nie dat Paulus sê, ek skaam my nie vir die evangelie van Christus, want die evangelie van Christus is 'n krag van God tot redding vir elkeen wat glo, maar dit is ook kragteloos, en ons moet soms weer morbied word, en neerslagtig, ensovoorts. Paulus sê, ek skaam my nie vir die evangelie van Christus nie, want dit is 'n krag van God tot redding vir elkeen wat glo. As die Heidelbergse katekisme sê, ons moet, hoe word ons salig? Hoe word ons gered? Ek moet weet hoe groot my sonde en my ellende is, hoe ek daarvan verlos kan word, en hoe ek daarvoor dankbaar kan wees. Dan glo ons in Suid-Afrika in die gereformeerde kerke, jy moet eenmaal by jou regverdigmaking, by jou bekering, moet jy ontdek hoe groot is jou sonde en ellende, tegelijkertyd hoe jy daarvan verlos kan word, en jy neem dan die verlossing aan, en dan leef jy die res van jou lewe in die derde punt. Altyd dankbaar vir hierdie verlossing. Jy gaan nie altyd weer terug. Ek raak weer verlore, of ek moet weer my sondigheid, my verlorenheid sien nie. Ek leef vanuit die dankbaarheid van my verlossing, en ek leef in 'n vader-kind verhouding, en as ek daarna weer sondig, sien ek word in 'n oomblik weer hoogmoed, vanavond terwyl ek hier preek, verloor ek nie my regverdigmaking nie, want is eenmaal afgehandeld aan my geskenk. En Efesiërs 1 vers 13 en 14 sê, ek word dan verseël deur die Heilige Gees, verseël deur die Heilige Gees, en Hoofstuk 4 vers 30 sê, tot die dag van verlossing. Is eenmaal en klaar.
Nou is dit die heerlike groei van heiligmaking. En heiligmaking is om te word wat ek alreeds in Christus volledig klaar is. Ek leef dus vanuit die vreugde van my vergifnis. Ek leef vanuit genade. En my kinders moet dit sien. Ouers kan so dikwels ook in 'n poging om ernstig te wees met heiligmaking, weer ook heiligmaking sien. Nie as om te leef vanuit die afgehandelde werk van Christus aan die kruis, waaroor ons ook al heel wat lesings gegee het, en dit is hier beskikbaar, maar dat dit weer werke word en reëls en wette. By ons was 'n man, en hy is vandag nog nie herstel nie, wat geestelik en psigologies soveel skade gekry het, want hy het groot geword in 'n gesin waar sy ouers tot geloof gekom het, maar soveel ekstra reëls en wette daarby, dat hy sê my ouers was hard en streng, liefdeloos, in hulle ywer vir God, was dit vir my bitter, om in daardie huis te leef, van 2 wedergebore kinders van die Here as ouers, maar met soveel hardheid, en godsdienstige, menslike godsdienstige wette, waarteen Paulus waarsku in Kolossense 2. In plaas daarvan, om te leef uit die volheid in Christus, Paulus sê in Kolossense 2 vers 9 en 10, in hom, in Christus, woon die volheid van die Godheid liggaamlik, en vers 10 sê, en julle het die volheid in hom. Nêrens staan dat jy verloor dit weer, en jy moet weer in ellende wees, en weer baie huil, en weer erken hoe groot verskriklike sondaar is jy, en weer kyk na die kruis, en weer geregverdig word nie. Jy word eenmalig geregverdig, vir altyd. En dit bring vrede, dit bring rus, en dit bring 'n verhouding. In Kolossense 1 lees ons, Paulus dink altyd, en al die ander apostels, uit die afgehandelde werk van Christus, en daaruit vloei ons geloofslewe voort, 'n gesonde geloofslewe, en dit gaan vreugde bring in ons huis, geestelike, vreugdevolle gesinslewe, maar nie 'n wettiese, dooie, godsdienstige, morbiede gesinslewe nie. Vers 20 sê Paulus in Kolossense 1, en dat hy deur hom alles met homself sou versoen, nadat hy vrede gemaak het deur die bloed van sy kruis. Vers 21, ook julle wat vroeër vervreemd was en vyandig gesind deur die bose werke, het hy nou versoen, in die liggaam van sy vlees, deur die dood. Aan die kruis het hy klaar dit alles gedoen. Hoor nou, dit staan ook in die Nederlandse Bybel, om julle heilig en sonder gebrek, en vlek en onberispelik. Ja, Paulus sê selfs op 'n ander plek vlekkeloos. Voor hom te stel. Eenmalig word jy vir altyd in Christus geregverdig. Wanneer God die Vader na jou kyk, sien hy jou so regverdig soos Christus. O, nee, dit kan nie. Ek kan nie so regverdig wees soos Christus. Ek ben te 'n groot sondaar. Jy kan. Die Bybel sê so. Die oomblik wanneer jy tot geloof in Jesus Christus kom, sien God die Vader jou so regverdig soos Christus. Nee, daarom nie so. Is dit nie hoogmoed om dit te sê nie? Nee, broers en susters, want God die Vader reken Christus se geregtigheid vir jou toe. Daarom sien hy jou net so regverdig soos Christus. Dit is van hom te spring, dit is van hom te juig, dit is van hom te sing, prys die Heer met blye galme. O my siel, daar's ryke stof. Dit is Bybelse Christendom. Vreugde oor ons verlossing. En die vader en die moeder moet dit uitlewe. Dat die kinders dit kan sien en kan beleef. Laat ek net weer verder lees. Hy sê om julle heilig en sonder gebrek en onberispelik voor hom te stel,
Vers 23, as julle ten minste gegrond en vas bly in die geloof, leef net uit geloof, altyd bly vas in die geloof, en julle nie laat afbring. Nie eers deur 'n reformatoriese leerstelling, of 'n dominee, of 'n teoloog, en julle nie laat afbring van die hoop van die evangelie. Wat is hoop? Vaste sekerheid vir die toekoms, ek gaan hemel toe, en ek weet dit. En julle nie laat afbring van die vaste hoop van die evangelie nie, wat julle gehoor het, en wat verkondig is in die ganse mensdom onder die hemel, waarvan ek, Paulus, 'n dienaar geword het. Ons is geroep om die leer van die apostels te verkondig. Die kerk is daarop gebou. Ons moet oppas vir menslike filosofie oor God, wat bygevoeg word, altyd weer in die teologie. Van enige kerk is dit 'n versoeking, soos Paulus dan ook waarsku in Kolossense 2 vers 8. Ons kinders moet sien, pa en ma, vader en moeder, leef in vrede. Hulle het vrede met God, Romeine 5 vers 1. Ons het dan nou, deur die geloof, vrede met God. Ja, net vir 'n klein rukkie, dan moet jy weer elendig wees en weer sien hoe groot sondaar jy is. Dit staan nêrens nie. Omdat ons dan uit die geloof geregverdig is, afgehandeld eenmaal, het ons vrede by God, deur ons Here Jesus Christus. Sien jou kind in jou oë, in jou oë, vrede en vreugde. Omdat Jesus so 'n duur prys daarvoor betaal het. Iemand sê in hierdie tyd in 'n gesprek, maar dit is te maklik, om maar net eenmalig regverdig te kan wees en heeltemal vry, moet jy nie maar nog ly in ellende kom en. Dit is so maklik, omdat Christus so swaar gelei het aan die kruis, dat hy nie 99% nie, maar alles betaal het. Hoef jy niks daarby te doen nie, maar het net in die geloof te ontvang. En ek het verduidelik vanuit Romeine 3, dat die Griek sê in Romeine 3, dat geloof is net die kanaal. 'n Kanaal neem net wat die bron gee. Jy ontvang net regverdigmaking. En nou daarna in 'n proses heiligmaking. So dit is so ontsaglik belangrik dat ons kinders beleef en sien dat pa en ma, vader en moeder, het 'n heerlike, spontane kind-vader verhouding met God. Ja, met die heilige God. Hy wat eers ons regter was voor ons wedergeboorte, het nou ons vader geword. En dit het ons gelees. Het u opgemerk dat Paulus sê, vers 15, want julle het nie ontvang 'n gees van slawerny. Die Heilige Gees, dit gaan hier oor die ontvangs van die Heilige Gees. Jy hoef nooit weer in slawerny te kom en vrees oor jou eie sonde nie. Dis wat dit beteken. Want julle het nie ontvang 'n gees van slawerny om weer te vrees nie. Geen oordeel. Jy hoef nie die heiligheid van God eers meer te vrees nie. In 'n verkeerde vrees van angs nie. Hoor nou, maar julle het ontvang die gees van aanneming tot kinders, deur wie ons roep, Abba Vader. Die Heilige Gees wil so graag hê, ek moet roep, Vader, Vader. God is my Vader. Ek kan by hom tuis kom. Ek het dit lank terug al hier vertel. Ek en my tweelingbroer het op 'n stadium geveg. Wie van ons sit op my vader se skoot? Dan moet my vader vir ons beurte maak. Verstaan julle wat 'n skoot? Ja, op sy bene.
Toe maak my Vader 'n slim plan. Hy gee vir elkeen van ons een been. En ons kan enige tyd op sy skoot kom sit. Elkeen het 'n been. En ons kan tuis wees by hom. Ek onthou verskillende wonderlike oomblikke wat my pa, my vader, sy liefde vir my gewys het. Wat ek dit in sy oë kon sien. En soos ons sê in sy body language. Eendag het ons van ons plaas afgery, terug na ons huis, en my pa was 'n groot man, en hy het so 'n bietjie, hy is 'n boer, ruwerige baadjie aangetree, groot hande, en ek was 'n klein seentjie. Ek sal dit nooit vergeet nie. Ek het daar gesit in die pick-up en hy hier, en hy het my gevat en na hom toe getrek. Sy groot arm om my gesit en my teen hom vasgedruk. Geen vrees. Tuis by my Vader. Dit is hoe God wil hê ek en u moet leef deur die middelaar Jesus Christus. Dit is 'n vreugdevolle verhouding. Wanneer my kind sien dat ek het 'n verhouding met my Vader, met die Here Jesus, dan leer hy wat is ware godsdiens. Hy leer dit in die voorbeeld. Hy sien, sy sien, hoe praat pa met die Here? Spontaan, vrymoedig, soos 'n kind met sy vader. So praat my moeder met die Here. Ek het dikwels my moeder hoor bid. Ek het gesien hoe my moeder die Here vertrou, wanneer ons nie finansies het nie. Johannes skryf oor hierdie Christelike lewe in 1 Johannes 1 vanaf vers 7 tot 9, dat ons met God in die lig moet wandel. Ons moet 'n oop verhouding met hom hê. Ons moet onsself met hom deel. En God deel homself met ons. Geestelike koinonia. En hoe ek dit doen, spontaan, deur my hele lewe. Nie net as ek godsdiens hou nie. Dit sien my kinders, wanneer dit eg is. Wandel in die lig beteken om oop te wees met die Here, oop te wees met medegelowiges, om dan ook 'n oop verhouding te hê met jou vrou en jou kinders. Dit is die basiese geestelike lewe. Wandel in die lig met die Here. Wandel in die lig met jou vrou. Wandel in die lig met jou kinders. Wandel in die lig met jou man. Leer jou kinders so om met mekaar in die lig te wandel. En onder andere behels dit dat hulle leer wat dit is om vir mekaar te sê, ek is jammer, ek was verkeerd, vergewe my, of ook om te sê, ek vergewe jou. En om dan vir mekaar drukkies te gee. Toe ons in ons eerste gemeente was, het die Heilige Gees vir ons so van sonde oortuig, 'n tyd van dieper reiniging. Nie dat ons gedink het ons is nou weer verlore nie ons regverdigmaking verloor nie, maar 'n dieper werk in ons hart, juis omdat ons gegryp is. Filippense 3 werk die Here in ons om nog meer te gryp na die ewige lewe. Maar ons was seker ons is verlos. Maar tog het die Here ons van fyn dinge kom oortuig, die manier hoe ons met mekaar optree. Ons sou heel meer sensitief raak van as ek net 'n bietjie ongeduldig met my kind was, om terug te gaan en te sê, al is daardie kind nog maar 5 jaar oud, papa is jammer, vergewe my dat ek net nou met jou ongeduldig wees. Ek vergewe vir papa. Kinders vergewe so maklik.
Dit is goed as kinders en ons kinders het dit gesien. Sien en hoor hoe pa na ma toe kom of omgekeerd en sê, ek is jammer dat ek met jou lelik was. So leer hulle, dit is die manier waarop ons lewe. Ons wandel met mekaar in die lig. Of jy sê op 'n mooi manier vir mekaar, ek hou nie daarvan dat jy Netto so kort af met my was nie. Sonder beklei, sonder raas. Okay, my man, ek is jammer, vergewe my. Oop verhouding, om in die lig te wandel beteken, as die Heilige Gees jou van die geringste sonde oortuig, dan bely jy dit, nie meer teenoor 'n regter nie, want God is dan nie meer jou regter nie. Ons sal Romeine 8 vers 1 sê, daar is nou geen veroordeling vir die wat in Christus Jesus is nie. Ons sal nooit weer in die oordeel kom, in die sin van veroordeling nie. God is nou my Vader. Iemand het dit 'n tyd gelede so goed gestel. Hy sê, as ek die eerste dag my sonde bely, wanneer ek tot geloof kom in die Here Jesus, wanneer ek geregverdig word, dan is my vergifnis, my sondebelydenis en my vergifnis 'n regsaak en 'n regshandeling. Ek staan skuldig voor die wet van God en die regter spreek my vry, want iemand anders het daarvoor betaal. Maar wanneer ek daarna, enige oomblik daarna, 10 jaar daarna, 'n sekonde daarna, 10 jaar daarna, weer sondig, bly ek 'n kind van God. En as ek dan my sonde bely, is dit nie meer 'n regsaak nie. Dit sê hy, is 'n familiesaak. Pragtig! Dit is 'n familiesaak. Dis nog steeds my vader. Maar ek was 'n ongehoorsame kind. Vader, vergewe my. Onmiddellik, my kind, ek vergewe jou. Dawid het so 'n groot fout gemaak om as kind van God vir om en by 'n jaar nie sy sonde te bely nie. En daarom het sy sonde op hom gedruk. Dit het hom gepla in sy verhouding met God. Hy sê, my sonde was altyd deur voor my. Dit is die kenmerk van 'n wedergebore kind van God. Hy kan nie te lank in onbelyde sondes lewe nie. Maar kan jy glo dat Dawid vir 'n jaar as kind van God as in onbelyde sonde lewe, en die Here stuur vir Nathan na hom toe, en toe Dawid sê, ek het teenoor die Here alleen gesondig, en Dawid het moord gepleeg en oorspel. Hy kan nie eers daardie man wat hy doodgemaak het weer lewendig maak nie. Maar die oomblik toe Dawid sy sonde erken en bely as kind van God, en hy sê, teenoor die Here alleen het ek gesondig. Onmiddellik, sê Nathan, so het die Here dan ook u sondes vergewe. Dis die evangelie in ons verhouding met God. En so moet dit deurkom, dat wanneer my kind vir my kom sê, papa, ek is jammer, ek was verkeerd. Sê ek, my kind, jy is vergewe. En Boetie moet leer om vir sussie te sê, jy is vergewe. Ons het ons kinders geleer om ook vir mekaar te sê, ek is jammer. Ons oudste zoon was so lief daarvoor om sy sus se hare te trek. En eendag toe trek hy weer haar hare, heel erg dat sy huil, en ek sê, nou moet jy 'n pak slaag kry. En ek gee vir hom 'n pak slaag. Toe hy aan die tafel gaan sit, pluk hy weer haar hare. Ek moes hom toe nou maar weer 'n pak slaag gaan gee. En hy het dit nooit weer gedoen nie. Maar hy moes ook vir sy sussie sê, ek is jammer. Vergewe my. En so leer hulle om in die lig te wandel. Hulle moet leer om die Here te vertrou. Hulle moet sien, 'n gesonde geloofslewe is waar hulle sien dat vader en moeder vertrou God wanneer daar krisisse kom. Sjoe. Hoe laat het ek begin? 8:50. Lyk my ek sal net een van my 3 punte kan klaarmaak. Maar goed, ons kyk hoe vorder ons.
Hulle moet leer en sien pa en ma vertrou die Here. En so leer hulle dit van kleins af. Psalm 37 vers 3 sê, vertrou op die Here en doen wat goed is. Beoefen getrouheid. Ons kinders moet verder ook leer dat daar so iets is soos reg en verkeerd. Ons het dit ook vanoggend gehoor. En die skrif is ons enigste norm. Waarom sê ek vir jou, my seun, my zoon, jy mag nie steel nie? Omdat God se woord sê so. Die Vader tree op en lei die gesin onder die gesag van die Here en sy woord. Goed, kom ons gaan 'n bietjie vinniger. Ek wil net sê, Psalm 119 vers 140 sê Dawid, ek haat elke leunpad. So ons kinders moet sien en leer, daar is leuen en daar is waarheid. Maar kom ons gaan aan. Dis so ontsaglik belangrik dat ouers ook 'n gesonde persoonlikheid moet hê op psigologiese vlak. Jy kan dit kry dat 'n kind van God geestelik ten volle aan die Here oorgegee is, maar tog 'n probleem het op psigologiese vlak. Byvoorbeeld, om te dominerend te wees. Om te hard te wees. Want miskien was my vader so, en ek het dit aangeleer. Of om te passief te wees. Ek het al gesien dat 'n pa sal sit, 'n vader, en die kind is so stout, hy sal hier opklim en bo op die klavier klim. En die pa sit. En ander mense moet kom en die kind afhaal. En dan skree die kind en skop en slaan. En die pa besef nie, sy hande het werk om te doen nie. So, daarom is dit belangrik dat ons ook as vader of moeder seker moet maak dat dinge uit ons verlede alles bely is en vergewe is en dat ons vrygekom het daarvan. En slegte dinge wat met ons in ons verlede gebeur het, dat ons met iemand daaroor saambid en dit bely en berading kry en dat ons vrykom daarvan, dat ons psigologies meer gesond kan word en ook op psigologiese vlak gesonde, volwasse persoonlikhede kan hê. Daar is 'n groot verskil tussen geestelike volwassenheid en psigologiese volwassenheid. En jy kan die een hê sonder die ander. En daarom is dit so sleg as 'n vader of 'n moeder nie gewillig is om oop te maak teenoor iemand, te gaan vir hulp as hulle 'n probleem het nie. By ons is 'n man en vrou wat tot geloof gekom het, tot bekering gekom het. Albei van hulle was demonies besete en het vrygekom en kom uit moeilike kinderjare. Maar wat so wonderlik was van hulle albei is dat hulle gekom het keer op keer om oor hulle verlede te praat en saam te bid en al daardie dinge uit te kry en vrede te maak met hulle verlede en om daarvan vry te kom en om ook nou te leer soos Romeine 12 vers 2 sê, hulle denke te vernuwe want hulle het in 'n verkeerde pa-kind verhouding groot geword. Die pa het geen liefde getoon, geen drukkies, net streng, oorstreng, byna soos 'n regter meer as 'n vader. En nou moet hy aanleer, want hy het dit nooit by sy vader aangeleer nie, om nie met sy kinders so op te tree nie. Hierdie man was geneig om dan te hard en te streng met sy kinders te wees. En sy kinders het senuweeagtig, beangstig geraak daarvan. En ek moes herhaaldelik met hom daaroor praat en dit vir hom verduidelik. En dis asof hy dit nie kan verstaan nie. Maar hy was oop dat ons keer op keer kon praat, want dit vat 'n tyd om sielkundige skewighede, kan ek dit so noem? Iets wat nie so lekker, wat bietjie skeef is in ons persoonlikheid reg te kry. Gebalanseerde persoonlikhede. Ons verlede moet bely word, skoon gemaak word. En daarom sê Jakobus 5 vers 16, gaan bid saam met 'n medegelowige, dat jy gesond kan word.
Dikwels het iemand 'n psigologiese probleem omdat hy iets in sy verlede nie bely het nie. Soos 'n vroutjie wat na my gekom het, wat depressief was, en toe sy daardie ding bely, dat sy abortus gepleeg het, abortus laat pleeg het, en dit bely, en die Here haar vrymaak van daardie depressiwiteit, dan is dit mos 'n groot zegen, 'n groot seën vir die kinders, want die moeder het vrygekom van daardie probleem. So moet ons alles bely en regmaak, en ons moet hard daaraan werk, en die Here vertrou, dat ons lering kry oor die verkeerde aspekte van ons persoonlikheid, wat moet verander, en soos wat 2 Korintiërs 3 vers 18 sê, soos wat ons Christus meer leer ken, groei in lering van Christus, word ons verander na dieselfde beeld. Ek wens ek kan nou begin om my kinders groot te maak. En daarmee sê ek nie dat ek volmaak is nie, maar ek kan sê dat die Here Jesus al met hierdie slegte Etienne Marits iets wonderliks reg gekry het oor 40 jaar. En ek sal byvoorbeeld meer geduldig wees met die kinders. Nie so hastig, nie so skerp, nie so vinnig. Ander is weer te slap en te sag en moet sterker optree. Ek gaan net nou ietsie daaroor sê. Maar goed, gebalanseerde persoonlikheid op sielkundige, op psigologiese vlak is ontsaglik belangrik en veral die Vader. Miskien moet ek dit sommer gou hier sê. Ons gaan môre aand meer daaroor praat as die Here ons spaar. Maar die laaste jare se sielkundige navorsing wys dat kinders, seuns, jonges en dogters hulle gesonde identiteit bou en ontwikkel in verhouding met die Vader, nie die moeder nie. Daarom ons as vaders moet sorg dat en vra dat die Here met ons werk, want hoe meer ons geestelik groei, hoe meer ons verander na die beeld van Christus, gaan ons daardie goeie verandering oordra na ons kinders. Soos ons vandag gehoor het, en daar is eintlik maar 3% mense wat regtig verander, verbeter. Nou goed, daar is veel mense wat goed groot geword het, seker van die 97% en kinders redelik goed groot maak, maar almal van ons kan verbeter en vorder na die beeld van Christus, want niemand van ons is volmaak nie. Ek raak dikwels vol vreugde. Ek sien dit hier in Nederland ook, hoe dat van julle jong getroude pare uit moeilike huislike omstandighede kom, met verkeerde teologie, wat altyd afbreek, afkraak, jou laat twyfel, en waar die Vader min liefde gewys en getoon het. En nou sien ek hier die jong vaders, hoe hulle dit anders doen. En wat 'n voorreg vir baie van hierdie jong kinders, wat ons hierdie weekend gesien het, om so te kan sien, hoe mooi werk pa en ma nou met hulle. Wonderlike voorreg. Dit is wat die Here wil hê. Die ouers se teenwoordigheid en betroubaarheid is ontsaglik belangrik, dat ouers altyd daar sal wees. Soms kan 'n vader daar wees, maar hy's tog afwesig. Verstaan jy wat ek bedoel? Soms kan 'n pa in die huis wees, maar hy's nie in die huis nie. Sy denke en sy emosies is daar by die werk, die goed wat hy al môre moet gaan doen. Sy kinders beleef, pa is nie met ons nie. Spreuke 17 vers 27 sê, wie sy, of ek sal net nou daarby uitkom. Goed, maar daar is baie navorsing gedoen wat veral wys, ons kan 'n bietjie môre aand meer daaroor praat, dat die aanwesigheid, die teenwoordigheid veral van die Vader, ook van die moeder, die beskikbaarheid, die daar wees vir my kind, ontsaglik belangrik is, vir stabiliteit en vir 'n gesonde persoonlikheid. Soos ons ook vandag gehoor het, dit het my so getref, wat broer Jeff gesê het, dat wanneer 'n kind by die huis kom, moet hy weet wat hy kan verwag.
Ek weet my ma is daar vir my. Ek weet my pa, as hy van die werk af kom, gaan hy vir my kom 'n drukkie gee en vra my kind, hoe gaan dit met jou? Wat het jy vandag gedoen by die skool? Ons is mos heel lief vir rugby daar by ons. Ons lê veel klem daarop dat ons nie moet onttrek van die wêreld, dat ons juis in die sportwêreld, juis in die akademiese wêreld, juis in die politieke wêreld, oral moet kinders van God inbeweeg en daar moet ons die wêreld gaan verander. Ons glo nie in onttrekking van die wêreld nie. Behalwe as jy na 'n plek sou gaan en dit vir jou 'n groot versoeking is, dan moet jy dit onttrek, want Jesus het gesê, as jou regterhand jou laat struikel, of jou oog, kap dit dan af. Ons leer ons kinders, ons as ouers gaan saam na die rugbyveld, ons paas hardloop op en af van die veld, toe Daniel hardloop om sy eerste 3 te druk, maar nou ken julle nie rugby nie, het julle daarom al gesien hoe druk ons 3? Dis byna dieselfde as wat jy 'n goal skop by die sokker, by die voetbal, maar in elk geval, dan skree ek daar vir hom, en met die volgende rugbywedstryd, het ek vir hom mooi verduidelik hoe hy moet maak om 'n 3 te druk, en hy maak soos hy pas en toe gaan druk hy die 3. So, om daar te wees, betrokke, maar goed, môre aan daaroor meer. Die derde, die laaste punt, voortdurende, direkte, persoonlike aandag en opvoeding. Dit sluit ook aan by wat ek nou gesê het. Ek wil net oor die vorige punt tog iets sê, ek sien ek het daarom nog 'n bietjie tyd. Ek wil probeer om binne 'n uur te bly, om myself te dissiplineer ook. Want Paulus sê die gees van die profeet is aan die profeet onderworpe. So, dit is so belangrik, dat kinders ondervind dat hulle vader is betroubaar, en hulle moeder, maar ook weer veral die vader. Ek kan gaan op my pa se woord, sê ons in Afrikaans. As my vader gesê het, hierdie Saterdag kan ons 'n ysie gaan koop, dan moet my kind weet, ja, tensy ons die wederkoms voor die tyd plaasvind, gaan ons 'n ysie koop. Kontak met ons kinders, om op te bel. Ek weet nie of julle dit ook altyd sê nie, maar ons sê altyd in Suid-Afrika, kinders het nie gevra om in die wêreld te kom nie. Ons is die rede hoekom hulle daar is. En dan moet jy bereid wees vir daardie kind wat uit jou voortgekom het, jou hele lewe vir hom te gee. En beskikbaar te wees. Maar goed, voortdurende, direkte, persoonlike aandag en opvoeding is ontsaglik belangrik. Ek gaan môre aand meer met die vaders praat in detail daaroor, want die Here sê eintlik dit vir die vader veral. Maar in Efesiërs 6 vers 4, net kortliks, word die woord padera gebruik, wat beteken om instruction, om my kind te onderrig, om hom vir die lewe te onderrig. Wat 'n geweldige taak vir die vaders. En euthesia, to put into the mind, om dinge in my kind se denke te plaas. Ek het hierdie ontsaglike groot voorreg, dat my kind elke dag in my huis is. Hy gaan skool toe, en hy kom weer terug. Hy gaan kerk toe, en hy kom weer terug. Maar ek as vader, moet die tyd en die geleenthede gebruik, ons het dit ook vandag gehoor, om die regte dinge in my kind se gedagtes te plaas. Dat daardie kind se gedagtepatrone van jongs af skriftuurlik gevorm word. En die eerste belangrike ding in hierdie verband is onvoorwaardelike liefde. Ek raak dit net vanaand, want ek wil môre aand as hier ons paare met die paans daaroor praat, maar pa en ma, vader en moeder, dis seker die belangrikste in die gesin. Jy kan jou kinders heel veel dinge leer van die lewe, maar die heel belangrikste is onvoorwaardelike liefde. Die Here sê in Efesiërs 5,
2 keer vir die manne, want ons hoor mos nie altyd mooi nie. Vers 25 en 28 sê die Here 2 keer. Mans, julle moet julle vrouens lief hê. En dit beteken dat dit begin daar in die huweliksverhouding, waar die Vader goddelike liefde, agape liefde teenoor sy vrou uitlewe. En die kinders sien en beleef dit, en hulle dra dit oor na die kinders. En die kinders word groot in 'n veilige vesting. Veilige nessie, ken julle 'n nessie waarin die voëls hulle kleintjies groot maak? Veilige nessie van liefde. Onvoorwaardelike liefde. Weet jy dat Zodiate sê dat hierdie Griekse woord beteken eintlik glad nie emosionele liefde nie. Ek weet, ons weet dit al, want dit word dikwels gesê deur predikante, maar wat my getref het, wat hierdie Griekskundige sê, is dat agape liefde is om die nood en die behoefte van iemand anders raak te sien en dit te vervul. Agape liefde is om te sien, wat het my vrou nodig? En dit te vervul. Om te sien, wat het my kinders, om dit raak te sien, wat het my kinders nodig? En dit te vervul. Ons weet vandag dat goeie navorsing op psigologiese gebied wys ook hoe belangrik is aanraking. Kyk in jou kind se oë, raak hom aan, praat met hom. Leer as jy dit nog nie geleer het nie, om hom nader te trek, om hom drukkies te gee. En jou vrou. Ons het al soms in die kombuis gestaan, ek noem dit nou maar kombuis, julle weet wat ons bedoel met 'n kombuis, want die keuken ding kan ek nie mooi uitspreek nie. Maar dan staan ons daar waar ons nou met die kos werk, dan gee ek vir Trudy so 'n lekker drukkie. Sy kan nooit genoeg kry daarvan. Maar dan kom Dani soms daarin, het ek al gesien, toe hy jonger was, en ek dink dit sal nou nog gebeur, maar nou gee hy sy vrou drukkies, dan glimlag ons. Maar dan sien hy vir my en my vrou gee mekaar drukkies, dan sien ek hy glimlag, stap hy uit. Liefde in 'n huis bring kalmte en rustigheid en geborgenheid. En saam met hierdie onvoorwaardelike liefde wat die Vader moet begin. Ja, miskien moet ek dit ook gou nog sê. Net ook kry ek nie môre aan daarvoor dit in nie. Die Grieks van hierdie woorde. Vaders, julle moet julle, of manne, julle moet julle vrouens lief hê. Beteken, jy moet jou vrou lief hê, al wil jy nie, of al is jy nie lus daarvoor nie. Dis 'n bevel, beteken al, dis 'n keuse wat jy moet maak, 'n keuse wat jy moet maak. Jy besluit om jou vrou te lief te hê. Jy moet as man jou logika gebruik en sien jou vrou het liefde nodig en gee dit vir haar. Neem die liefde van God wat in jou hart is, want kyk, Romeine 5 vers 5 sê dat die liefde van God word deur die Heilige Gees in ons harte uitgestort. So gee daardie liefde. Ek wil nog vanavond met julle gepraat het oor romantiese liefde en die seksuele aspek ensovoorts, maar ek weet nie of ons daarby gaan uitkom nie. Ons sal sien. Maar dit is so ontsaglik belangrik dat ek as man moet weet. Ek dink as ons alles vergeet, maar hierdie een ding kan onthou. Ek as vader, ek as man en ek as vader, my grootste en belangrikste roeping, my hele lewe is om die agape liefde van God oor te dra. Aan my vrou en aan my kinders. En aan my kleinkinders. Agape liefde, onvoorwaardelike liefde. Kyk wat het my kind nodig. Gee dit. Ons kleinkind, sy naam is Klein Orney,
As hy by oupa kom, dan wil hy geswaai wees deur die lug. En soms is oupa nie lus daarvoor nie. Maar dan sien ek, hierdie kind het dit nou nodig. Hy het hierdie liefde van sy oupa nodig. En dan swaai ek hom. Ja, soms tye, en dis ook nodig, dat jy vir 'n kind nee sê. As jy nie vandag voel oupa nie lekker nie, nee, oupa gaan nie vandag nie, ander dag weer. En dan moet hy dit leer. Met tug en vermaning, ook môre aand meer daaroor, net 'n kort woord hier en daar. Dit beteken dat ek moet my kind instruction gee. Ek moet my kind oplei as ware, opleiding gee vir die lewe. En ek moet die gedagtes oor van die woord waarheid en dit wat die woord leer in sy gedagtes plaas. Trudy het my nou die dag herinner, ek het al vergeet daarvan, dat soms in die oggende as ons kinders na die skool geneem het, was daar 'n hele tyd wat ek vir hulle net een Bybelteksie gee en so ietsie daaroor sê en saam bid, sommer so in die ry. Saam met hierdie liefde, onvoorwaardelike liefde, moet daar tug en vermaning wees. Ek hoop om môre aan 'n bietjie meer daaroor te praat, maar deur tug en vermaning leer ons kinders verantwoordelikheid en respek vir mense en vir God, teenoor mense en teenoor God. Tug en vermaning. En die Bybel sê die Vader moet dit veral doen. In my Bybel, in Spreuke 23 vers 13 tot 14 staan, dat daar ook tye is waar die kind met 'n roede getug moet word. Die Bybel sê so. En hy sê dat jy sal jou seun van die hel red, van die doodryk as jy dit doen. Vriende, broers en susters, ek is erg bekommerd, omdat in soveel lande vandag, daar wette is wat sê, die ouers het nie reg om hulle kinders te tug nie. Dan oorskry 'n regering sy ruimte. Dit is 'n ontsaglik kardinale, belangrike aspek van opvoeding, dat ek praat met my kinders, ek verduidelik vir hulle, ek leer hulle, maar daar kom 'n punt waar 'n kind na jou woorde nie meer wil luister nie, en hy het 'n pak slaag nodig. 'n goeie pak slaag. 'n Bybelse pak slaag. Ons noem dit in Suid-Afrika 'n boerepak slaag. Toe Dani 8 maande oud was, ek vertel nou maar sy stories hier, want hy is hier, dan praat ek nie agter sy rug nie. Toe hy 8 maande oud was, klein baba, as ek sy doek wil aansit, julle het 'n snaakse woord vir doek, ek het nog gehoor vandag, 'n luier. As ek sy luier wil aansit, want kyk, ek hoor van paas wat nie luiers wil aansit nie, of afhaal, veral as die luier 'n bietjie sleg ruik. Maar waarom moet jou vrou dit doen? Is mos ook jou kind. In elk geval, dan, as ek die luier wil aansit, dan gooi hy sy bene weg. Ek dink, dis miskien net toevallig, want 'n kind van 8 maande kan mos nie so slim wees om dit te doen nie. Toe ek weer die luier wil aansit, gooi die bene weg, ander dag. Dink nie, ek sal mooi kyk, as dit nou moetswillig. En het is heel moeilik om die luier aan te sit, want hy sit ek die bene reg, gooi dit weer weg. En die 3de dag, toe hy weer die bene so weggooi toe, verduidelik ek hom heel goed, op die plek wat die Here daarvoor gebou het. En hy huil, en toe ek die volgende keer die luier weer aansit, kyk hy my so in die oë, en hy so lus om dit weer te doen, en hy maak so, en hy dink dit was te seer, en hy lê stil. Ek het vir die res van sy baba lewe heel rustig, sonder probleme, sy doeke aangesit. Die woord sê dat ons
ons kinders moet tug met die roede, nie vermoor nie, nie doodslaan nie, maar net 'n goeie pak sla, ook onder leiding van die Heilige Gees. Ouers lei onnodig met 'n lang y, onderstout kinders, omdat hulle nie dit doen wat God se woord sê nie, en ek sien dit hier onder julle. Ek sê vandag vir iemand, elke jaar wat ons na Nederland kom, sien ek, die Christene se kinders word al stouter. Jy kan nie 'n kind sonder op iewers tug te gebruik, paksla groot maak nie. Sommige kinders wel, maar dit is byna uitsonderings. Dit is 'n ernstige saak. Want as ons dit nie doen nie, kan daar 'n nageslag van kinders groot word, wat nie grense leer nie. En wat dan in die gevangenis moet gaan sit. Ek het so baie om hieroor te sê, maar ek moet myself beheer. Laat ek dit hou vir môre aand. Maar dit is vir my 'n ontsaglik belangrike saak. Dat jy in die gesin aan die duiwel plek gee. En kinders word so stout en onbeheerst. Ek het gesien in hierdie tyd in Nederland dat klein kinders die ma slaan. En sy doen niks. Dit is die vader se verantwoordelikheid om te kyk dat jou kind sy moeder respekteer. My kinders sou dit nie een keer doen nie. Wanneer moet ons 'n kind pak gee? Weet julle nog, die jonges? Ek kan net een of twee vinnige riglyne noem. Die eerste is, wanneer 'n kind opstandig word. Enige opstandigheid. As hy sy lyf styf gooi, neergooi op die grond val. Moenie praat nie, slaan eers. Dan praat jy en bid saam met hom. En as hy ouer word, leer hom om sy sonde te bely. As 'n kind opstandig word, onmiddellik pak sla. Tweede ding, as 'n kind nie gesag respekteer nie. As hy na jou woorde nie meer wil luister nie. Weet jy, 'n kind raak later, as hy nie nou en dan 'n pak sla kry nie, raak 'n kind so, dat hy jou later nie meer hoor nie. 'n Kind sal op hierdie klavier spring, en jy sal sê, klim af. Hy hoor jou nie. Hy's gewoond om nie na jou te luister nie. En jy moet hom gaan probeer afkry. Jy moet hom smeek en pleit. Nee, broers en susters. Ek wil dit tog maar vanaand sê, want ek weet nie of ek môre aand nog leef nie. Ek het vir my kinders gesê, toe die regering sê, ons mag nie ons kinders pak gee nie. En ek sê dit in die openbaar. Ek sal my kinders pak gee. As hulle na die polisie toe gaan, en hulle sit my in die gevangenis, as ek daar uitkom, dan kry hulle paksla. Ons moet gewillig wees om die Here te gehoorsaam bo die regering. En hierdie saak is een van die belangrike sake daarvan. By ons was 'n swart man, en sy kind het hom gaan aankla. Sy kind is omtrent 14 jaar oud, toe hy die kind pak slaag gegee het, en hy's in die hof, en ons noem dit die landros, is daarvoor, en hulle wil hom nou straf, want hy het sy kind pak slaag gegee. Toe sê hy, voor u die vonnis uitspreek, wil ek net met my kind praat. En hy sê vir sy zoon, na hierdie hofsitting, gaan jy by die polisie bly. Hulle sal jou groot maak. Die polisie? Hulle sal jou groot maak. Nee pa, nee, ek wil graag terugkom huis toe. Hy sê, nee. Jy het my gaan aankla by die polisie. Jy was stout en ongehoorsaam. Jy luister nie meer na ons nie. Ek is nie meer jou pa nie. Jy gaan na die polisie, hulle sal jou groot maak. En hy draai na die polisie, en hy sê, julle maak my kind groot. En die kind smeek en pleit, pa asseblief, ek wil teruggaan. Terugkom huis toe. En hy het die saak uitgegooi. Ek het respek vir daardie swart man. Spreuke 13 vers 13 sê, wie die woord verag, God se woord, moet dit ontgelde.
Daar is 'n punt waar ons kinders moet leer, daar is nee en daar is ja en daar's baie liefde en veel ruimte, maar nou stop jy. Nou bly jy stil. Weet u, ek moet dit net nog gou vir u vertel. Ek moet so 'n keer om nie te vinnig te wil praat nie. Kort voor ek hierheen kom, het ek 'n diens gaan preek onder die Soetos. Klein kinders, onder 2 jaar en 2 jaar en 3 jaar en 4 jaar en 5 jaar, het om my gesit, alleen by mekaar sonder ouers, om en by 'n diens van 2 uur, doodstil. Net omdat hulle kry baie liefde by die Soeto mense, maar as daardie kind nie luister nie, word hy uitgevat, goeie pak slaag. Tot 3 keer, dan sit hy sommer vir 'n lang tyd weer stil. Daardie kind leer dissipline. As jy met my verskil, ek is jammer, dan verskil jy met die woord van God. Ons kinders leer verantwoordelikheid deur goeie opleiding en tug. Ek is klaar, ek is nou op 'n uur. Spreuke 27 vers 18 sê 'n interessante woord. Wie 'n vye boom oppas, sal die vrugte eet. So jy moet jou kinders leer verantwoordelikheid, onderhoud. As jy klaar vuil gemaak het, was skoon. Die vrugtebome moet water kry. Ons moes van kleins af, my pa ons sekere werk gegee. Ons moet die vrugtebome, ons moet mis op die vrugtebome gooi. Ek kan nie, julle weet wat is dit? Want julle het 'n lelike woord daarvoor. So ek kan nie daai woord, ek is nie gewoond om daardie woord te gebruik nie. En ons moet die vrugtebome water gee. Later eet ons saam aan die vrugte. So leer ons verantwoordelikheid. Spreuke 23 vers 22 sê, luister na jou vader wat jou verwek het. En as jou moeder oud geword het, moet haar nie verag nie. Leer jou kinders van jongs af om jou gesag te respekteer. Want jou gesag kom van Christus. Soos 1 Korintiërs 11 vers 3 sê. En as jou kinders groot is, sal hulle jou respekteer. Ek dank die Here, vra vir Dani, hy kan kom sê hier na die tyd. Ons sê dikwels vir mense, ons loof die Here vir die wyse waarop ons kinders ons respekteer en met ons praat. 'n Tyd gelede, daarmee sluit ek af, bel 'n moeder my, Dominee, kan jy help? My zoon gee vir my grys hare, maar sy het toe al klaar grys hare. Hy kom na die ouer huis waar sy bly. Hy kom haal sy haar geld uit. Elke tyd weer, hy gaan doen verkeerde dinge. Sy het geen beheer oor hom nie. Hy het geen respek vir haar nie. Sy is 'n senuweewrak, sê ons in Afrikaans. Sy is beangstig oor hierdie zoon, sy vrees hom, sy's bang vir haar zoon. Ek sê, mevrou, het u hom verwen, bederf? Nie gedissiplineer nie? Ja, sy hele lewe. Ek sê, ek kan u nie help nie. Die skade is gedoen. Moenie dat dit met u gebeur nie. Voed u kinders op, soos wat die woord van die Here sê. En op die ou end sal hulle vreugde bring in u lewe. Amen. Here Jesus, hoe wonderlik is hierdie Bybel. Hierdie boek, die boek, Hobbeblos, die boek, die woord van God in ons hande, in ons huise. En ek loof en prys u Here vir hierdie gelowiges in Nederland wat nog by elke eite die Bybel lees en saam bid. Maar gee dat ons dan ook tussen die etes deur, nie net by eite nie, maar deur die hele dag waar ons beweeg, ons kinders spontaan vanuit die liefdesverhouding wat ons met God en met die Here Jesus het, deur die Gees sal wandel en deur die Heilige Gees ons kinders sal begelei tot geestelike volwassenheid.
tot psigologiese volwassenheid, totdat hulle ook liggaamlik volwasse is. En sodat ons eendag voor U kan staan en sê dankie, dankie Here vir die voorreg, dat ek my kind of my kinders vir die ewigheid kon voorberei, vir die ewigheid kon gereed maak. Amen.